Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit Romeine 5 vers 3. Maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk. Vandag se boodskap is getiteld Lyding se beloning. 'n Jong Christen het na 'n ouer gelowige toe gegaan en gevra: "Sal jy bid dat ek meer geduld mag hê?" So het hulle saam gekniel en die man het toe vir hom begine bid. Here, stuur die jongman verdrukking in die oggend, stuur hom verdrukking in die middag. Net toe basyn die jong gelowige uit: "Nee, nie verdrukking nie, ek het vir geduld gevra." "Ek weet," sê die wyse Christen, "maar dit is deur verdrukking dat ons geduld leer." Die woord lydsaamheid in vandag se skrif kan beteken om die vermoë te hê om onder moeilikhede standvastig te bly, sonder om in te gee. John A. Whitmer het geskryf: "Slegs 'n gelowige wat die nood ervaar het, kan standvastigheid ontwikkel. Dit op sy beurt ontwikkel karakter." Toe die apostel Paulus aan die Christene in Rome gesê het dat verdrukking lydsaamheid werk, het hy gepraat uit persoonlike ervaring. Hy is al geslaan, met swepe gepynig, gestenig, skipbreek deurgemaak en dan kan jy ook vervolging op daai lys byvoeg. Tog het hy in sy geloof standvastig gebly en het hy nie van sy verantwoordelikhede weggeskaar om die evangelie te verkondig nie. As jy moeilike beproewing ondergaan, prys God. Onder sy wyse beheer is alles wat met ons gebeur, hoe aangenaam of pynlik, ontwerp om Christelike karakter te ontwikkel. Daarom kan ons in verdrukking roem. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, gee ons die krag om standvastig te bly, ongeag wat se beproewinge ons deurmaak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As jy soortgelyke boodskappe wil ontvang Maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.